So, ons het net klaar gemaak met vraag 2, faktorisering. So nou beweeg ons aan na vraag 3, wat handel oor eksponente. Alright, so vraag 3 sê, vereenvoudig sonder 'n sakrekenaar en laat jou antwoord met positiewe eksponente. Nou, as hulle sê sonder 'n sakrekenaar, beteken dit nie jy mag glad nie 'n sakrekenaar gebruik nie. Maar ons wil sien dat jy verstaan wat is die stappe, die metode wat jy moet volg. So kom ons sê jy hak vas, nee, ek kan nie onthou wat is 2 tot die mag 3 nie. Dan mag jy 2 tot die mag 3 in jou sakrekenaar intik en sê dis A. Right, maar jy kan nie byvoorbeeld met 3.1 die hele 125 tot die mag 2 op 3 in jou sakrekenaar intik en dan vir my sê dis 25 nie. Want waar daarso het jy jou eksponentwette gebruik? Soos hulle sê sonder 'n sakrekenaar beteken dit net gebruik jou brein, gebruik dit wat jy geleer het, pas dit toe en jou sakrekenaar is daar om jou te guide. Alright, so kom ons begin. So vraag 3.1 sê hulle vir jou, gee hulle vir jou 125 tot die mag 2 op 3. Onthou ons eerste stap met eksponente maak nie saak wat is die vraag nie, gaan jy altyd begin deur eers jou priemfaktore te kry. Alright, so die priemfaktore van 125 kan jy met jou sakrekenaar uitwerk deur te sê shift fact en as ek dit doen, dan sien ek alright, dit gee vir my 5 tot die mag 3. Alright, weer eens, gebruik jou sakrekenaar om die priemfaktore te kry. Dis fyn, maar skryf daar, dit is 5 tot die mag 3. Nou stap 2, wat doen ek volgende? Ek maal my hakkies uit. Met ander woorde, daai 3 en daai 2 op 3 moet met mekaar gaan maal. So my grondgetal bly 5 en ek gaan uitwerk wat is 3 maal 2 op 3. Alright, en dit gaan obviously vir my gee 2. So dan het ek 5 tot die mag 2. En dan as dit 'n eenvoudige ene is, kan jy hom weer gaan uitwerk en my sê 5 tot die mag 2 is 25. Maar as jy direk gegaan het met jou som af en my gesê dis 25, dan kry jy 0. Want jy kry 'n punt vir jou priemfaktore en jy kry 'n punt dat jy hulle reg gemaal het. Alright, kom ons kyk na 3.2. So ek het hakie minus P3 op 5P minus 2 2 tot die mag 2. Nou jy kan eers besluit of jy in jou hakie wil werk of wil jy eers die eksponent inmaal. Nou vir my persoonlik, ek verkies om eers die eksponent in te maal en dan sal ek binne my hakie gaan vir eenvoudig. Alright, so kom ons begin met daai kwadraat. Eerste ding, ek het 'n minus. Minus tot 'n ewige getal, so basically 'n minus maal 'n minus, gaan altyd vir my 'n plus gee. So ek weet my antwoord gaan positief wees. Dan volgende, sien ek, alright, daar het ek 'n 5. Is daai 5 'n eksponent of 'n grondgetal? Die feit dat hy op die grond staan, met ander woorde hy is 'n grondgetal, beteken ek moet uitwerk wat is 5 tot die mag 2. En 5 tot die mag 2 gee vir my 25. Alright, so met ander woorde, ek het my breeklyn, onder die lyn het ek uitgewerk 5 tot die mag 2 gee vir my 25. Nou beweeg ons aan na ons letters en ons eksponente. So wat ons sê gebeur met ons eksponente in 'n hakie? Hulle gaan met mekaar maal. Ok, so daai keer 'n imaginary 1, so ek gaan uitwerk wat is 3 maal 2. Ek gaan uitwerk wat is 1 maal 2. My letters verander nie. Ek het nog steeds 'n P en ek het nog steeds 'n Q. Enigste verskil, wat is 3 maal 2, dit gee vir my P tot die mag 6. Q, wat is 1 maal 2, dit gee vir my Q tot die mag 2. Dan doen jy dieselfde onder die lyn. So nou gaan ek daai 2 vat en ek gaan hom maal met die minus 2. So ek gaan sê 2 maal minus 2. En dan gaan ek die 2 ook vat en ek gaan hom maal met daai 2. En dan gaan uitwerk wat is 2 maal 2. Alright, en dit gaan dan vir my gee P tot die mag minus 2 maal 2 is minus 4 en Q tot die mag 2 maal 2 is 4. Sien jy nêrens het ek enigstens iets se posisie verander nie. My 5 bly onder. My P en Q wat bo was, bly nog steeds bo en dit wat onder was, bly onder. Alright, nou my laaste stap moet ek deel. Alright, positief bly positief. 25 deel met niks, so hy bly 25 onder die lyn. Jy kan nie besluit jy laai kom nie onder nie omdat hy bo gaan sit nie. Hy bly waar hy was. As hy onder was op die lys, is hy onder op die lys. Alright, dan beweeg ons aan na ons letters toe.
Wat doen my eksponente as ek deel? Hulle gaan met mekaar minus. Met ander woorde, my eerste eksponent is 6, ek gaan sê 6 minus, wat is my onderste eksponent? Hy is minus 4. En 6 minus met die 4 word eintlik plus. Met ander woorde, het gee vir my 10. So is 10 'n positiewe of 'n negatiewe getal? Die feit dat hy positief is, sê vir my dat P bo die lyn tot die mag 10 gaan wees. 'n ander manier hoe jy kan kontroleer is kyk waar is die meeste van jou P's. Bo die lyn het ek 6 P's, onder die lyn het ek minus 4. Waar is die meeste P's? Obviously bo die lyn, so my antwoord moet bo die lyn staan. Dan doen ek dieselfde met die key. Okay, so ek het 'n 2 minus, my onderste eksponent is 4. 2 minus 4 gee vir my minus 2. Feit dat hy negatief is, sê vir my, okay, key gaan onder moet staan, sodat hy positief 2 kan wees. Weens kontroleer jouself, bo die lyn het ek 2, onder die lyn het ek 4. Waar is die meeste keys? Onder die lyn, met ander woorde, key gaan positief wees onder die lyn. Right, so het jy punte hier gekry, met punte gekry, jy geweet dat jou antwoord moet positief wees, punte vir 25, punte vir P tot die mag 10, en key tot die mag 2. Right, kom ons beweeg aan na 3.3 toe. 'n lekker eksponent sommetjie. So wanneer jy kom by eksponentbreek of enige eksponent, en dan is dit nie net een term nie, moet jy kyk wat is tussenin jou grondgetalle. So sien jy tussenin my grondgetalle het ek 'n maal. Alright, so die feit dat ek sien daar's 'n maal, beteken ek gaan die maal stappe gebruik. So stap 1 gaan wees kry my getalle as priemfaktore. Al my grondgetalle is priemfaktore. Stap 2, as ek hakies het, moet ek my hakies gaan uitmaal. Stap 3 is dat ek bo en onder, as die eksponente is wat dieselfde is, gaan ek die eksponente met mekaar plus. Hoekom? Want onthou as jou grondgetalle maal, dan plus jou eksponente. Met ander woorde, jy gaan jou eksponent weet wat sê a tot die mag n maal a tot die mag n gebruik om te sê dis n plus n. Belangrik, die grondgetalle moet dieselfde wees. En dan na jy by mekaar geplus het, gaan jy stap 4 doen, wat nou obviously beteken jy gaan nou gaan deel. So wat gaan my eksponente doen? My eksponente gaan minus. So jy gaan jou eksponentwet gebruik waar jy sê a tot die mag m gedeel deur a tot die mag n, wat eintlik beteken jy gaan die twee eksponente met mekaar minus. Dis al. Dis jou 4 stappe. Dit sal vir jou 4 punte gaan kry. Right, so ons begin met stap 1, die priemfaktore. Right, so ek vat altyd my highlighter en ek gaan haal vir my highlights vir my al die grondgetalle. So ek het 'n 5, 'n 4, 'n 2 en 'n 10. Okay, priemfaktore van 5 bly net 5. So daai bly net 5 tot die mag x plus 1. Maal 4 se priemfaktore is 2 tot die mag 2. So tot my hakie tot die mag x minus 2. Onder my lyn 2 bly net 2, so daai bly net 2 tot die mag x plus 1. Maal 10, priemfaktore van 10 is 2 maal 5. Okay, daar stap 1, daar het jy net 1 punt gekry. Stap 2, maal jou hakies uit. Alright, so daarso is my eerste hakie, so daai 2 moet gaan maal met die x, en daai 2 moet gaan maal met die minus 2. Met ander woorde, ek bly oor met 5 tot die mag x plus 1, maal 2 tot die mag 2 maal x is 2x, en 2 maal minus 2 is minus 4. Onder die lyn, 2 tot die mag x plus 1 bly net so, maar, wat gaan ek nou hierso doen? Daai eksponent moet met albei gaan maal, so gaan uitwerk wat is 2 tot die mag x, en 5 tot die mag x. So 2 tot die mag x, maal 5 tot die mag x. Okay, hakies is uitgemaal. Nou beweeg ons aan na stap 3 toe. Right, kyk bo die lyn. Het ek 2 van dieselfde grondgetalle? Nee, daar's 'n 5, daar's 'n 2. Ek kan niks met hulle doen nie. Maar onder die lyn sien ek, wag, daar het ek 'n 2 en daar het ek 'n 2. So wat gaan daai 2 se eksponente met mekaar doen? Hulle gaan met mekaar gaan plus. Right, so die res bly dieselfde. 5 tot die mag x plus 1, maal 2 tot die mag 2x minus 4, en nou is ek onder my lyn, alright, 2x plus 1 plus x,
Okay, dis my eksponent wat ek met mekaar moet plus. Onthou, gelyksoortige terme plus som. So x plus x gee vir my 2x plus my 1. Mol 5 to die mag x. Kry, ek het nie meer enige grondgetalle wat dieselfde is met mekaar mol nie, so ek is klaar met stap 3. Laaste ene, stap 4. Nou moet ek deel, met ander woorde my eksponente moet gaan minus. Weer eens, dieselfde grondgetalle. So daar het ek 'n 5, daar het ek 'n 5. So ek het nog steeds 'n grondgetal van 5 en ek gaan nou uitwerk, wat is x plus 1 minus x? Right, en dit stryd voor, dit geef my 5 to die mag 1. Van daai x minus daai x word 0. Right, my tweede tipe grondgetal wat ek gehad het was 'n 2. So ek gaan skryf mol 2. My boonste eksponent was 2x minus 4 en nou minus ek dit van my onderste eksponente. Maak seker daar's 2 terme. So jy moet hom in 'n hakie sit. Sodra jy meer as 1 term het, moet jy dit in 'n hakie sit. Okay, so daai word dan mol 2. Eers gaan ons net hierdie hakie gou met uitwerk. So ek gaan net daai minus inmol. Dan kry ek 2x minus 4 minus 2x minus 1. Gelyksoortige terme gaan saam, so 2x minus 2x kanselleer uit. En dan minus 4 minus 1 gee vir my 2. So ek moet my 5 to die mag 1 mol 2 to die mag minus 5. Nou jou vraag het die begin het gesê positiewe eksponente, met ander woorde daai 2 to die mag 5 gaan onder toe, sodat hy positief kan word. So waar het jy jou punt hier gekry? Wel, jou eerste punt was vir jou priemfaktore. Tweede punt was dat jy reg uitgemaal het bo en onder. Derde punt was vir jou 5, dat jy reg geplus het en gaan minus het. En dan jou laaste punt is vir 2 to die mag minus 5, wat jy onder toe moet skuif, wat dan 2 to die mag 5 is. So as jy onthou, as ek 'n maal het tussen eksponente, hierdie is my 4 stappe, dan gaan jy altyd jou som reg kry. Alright. Okay, so in die laaste video 3.2 en 3.3 doen.